Hoor gou hierdie interessante skrif in 1 Petrus 4. Hy sê dat goddelose mense party nog. Goddelose mense hou nog dronkpartytjies. Goddelose mense gaan aan met hulle ou natuur en hulle eie vleeslike begeertes. Hoor hierso wat sê. Hy sê omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle julself met dieselfde gedagte bewapen en self bereid wees om liggaamlik te ly. As julle bereid is om liggaamlik te ly, het julle die sonde afgereken. Met ander woorde, hy sê wanneer jy met 'n punt kom, wanneer jy sê ek is bereid om my lewe vir hierdie gospel te gee. Ek gaan doodgaan en ek gaan my liggaam in submission bring tot die gees van God en die woord van God. Al ly ek deur dit, al het ek 'n bietjie onttrekkingssimptome, al is ek bietjie al raak ek gaan dit deur al daai goed gaan, dan sê die woord, het jy met sonde afgereken, met ander woorde, jy is klaar met sonde. Jy is klaar, jy sondig nie verder nie. Dan sê hy sodat julle, solank as wat julle nog aardse liggaam het, nie meer aan julle natuurlike neigings vrye teels gee nie. Joh, is interessant, maar sal leef soos God dit wil hê. Sê nee, moenie jy lewe soos wat jy wil hê nie, soos wat jou natuurlike neigings wil hê nie, want jy het vrye teels gehad tot en met nou toe, nou dat jy jou lewe vir Jesus gegee het, maar voor jy tot by hierdie punt gekom het, het jy vir jou natuurlike neigings die vrye teels gegee. Maar nou wil ek hê dat jy moet lewe soos wat God wil hê jy moet leef. Dis sê ek hier die woord. Hy sê vers 3, in die verlede het julle lank genoeg soos nie-Christene geleef. Hoor gou hierso. Julle het lank genoeg soos nie-Christene geleef. Julle het vrye teels gegee aan losbandigheid, rondhoerery, slaap met mense waarmee jy getroud is nie. Jy's net losbandig, jy's vasgevang in pornografie, masturbasie. Dis rof, jy gee jouself oor aan losbandigheid en natuurlike neigings, dit wat jou vlees wil hê. Julle het wilde en uitspattige dronkpartytjies gehou en afskiedelike afgoderry bedryf. Jy kan ook sê, ek het al goed gedoen, maar ek het nie afgoderry gehad nie. My vriend, enige iets wat die plek van Jesus gevat het, is 'n afgod in jou lewe. Enige iets wat op die troon van jou hart sit, waar Jesus moet wees, is 'n afgod. Jou vrou kan 'n afgod raak, jou kinders kan 'n afgod raak, enigiets kan 'n afgod raak. Jesus is veronderstel om die middelpunt in alles van jou lewe te wees. Hy is veronderstel om op die troon van jou hart te sit, dat niks anders van daai plek nie. My vrou het nie die plek nie. My vrou vandag, Jesus bly alles. Alles wat ek doen, kies en besluit, wandel rondom God en sy woord. Want Jesus is alles vir my. En hy sê hierso, toe julle soos nie-Christene geleef het, met ander woorde, nie-Christene, wat doen mense wat nie-Christene is? Hulle gee hulle self oor aan losbandigheid, hulle gee hulle self oor aan natuurlike neigings, hulle gee hulle self oor aan wilde uitspattige dronkpartytjies en afskuwelikheid en afgoderry. Dis waarvoor hulle self oorgee. Die goddelose, 'n nie-Christen, gee hulle self oor aan hierdie goed. Dis maar net een versie uit 1 Petrus 4 uit wat jy kan gaan nalees. Nie-Christene, goddelose mense gee hulle self oor aan hierdie. My vriend, ek wil jou vra, waar is jy vandag? Waar pas jy in die prentjie in? Het jy al tot by 'n punt gekom dat jy sê, vandag is ek bereid om my liggaam te laat ly, maar ek maak klaar met sonde. Ek gee nie om hoe dit lyk nie. Ek gee my lewe vir Jesus. Ek is nie 'n nie-Christen nie. Ek is nie 'n goddelose persoon nie. Ek wil Jesus volg met alles in my. Maar dronkenskap is nog deel van my lewe. Losbandigheid is nog deel van my lewe. Ek gee definitief nog te veel teels van my natuurlike neigings. En Jesus is nie op die troon van my hart nie. Maar ek wil graag hê hy moet wees. Dan wil ek jou vra, net waar jy is, sit net so jou hand op jou hart. Dan gaan ek saam met jou bid. Vader, ek dank U vir elke persoon wat vandag reageer op hierdie video. Wat sê, ek is klaar met hierdie wêreld. En die losbandigheid daarvan, en die natuurlike neigings, en die dronkpartytjies, en die afskuwelikheid van dit, en afgoderry, enige iets wat nie 'n plek, of wat die plek van Jesus gevat het op my lewe. Here, ek dank U daarvoor vandag, dat elke persoon wat nou hulle hand op hulle hart het, dat U hulle kragtadig sal aanraak, net daar wil is, in Jesus se naam, dat die vrede van God oor hulle sal kom, dat hulle sal gevul raak met die liefde van Jesus. Romeine 5 sê dat U liefde in ons hart uitstort deur die Heilige Gees. Dankie dat U liefde in hulle hart uitstort in hierdie oomblik. Dat hulle sal weet dat U lief vir hulle is. Dat U 'n plan met hulle lewe het. Dat daar meer as genoeg vir hulle is. Dat hulle nooit hoef kort te kom nie. Dat U hulle kies en gekies het voor die grondlegging van die aarde. Dankie Jesus vir elke persoon vandag sê, ek lê my lewe neer en ek tel Jesus se lewe op. In Jesus se naam. Amen.